net hier op RSG. 17:07. Die onverwagse alliansie tussen AfriForum en die March and March beweging laat die wenkbroue lig. Nou op die oog af is hulle ideologies ver van mekaar, maar skynbaar met genoeg gemeenskaplike grond oor die regstaat, misdaad, veiligheid en onwettige immigrasie. Maar selfs baie AfriForum-lede het nou vrae oor, veral omdat March and March nou nie juist die beste reputasie het met alles wat in Suid-Afrika gebeur in die laaste ruk nie. Ons praat vanoggend hier met Callie Kriel, die uitvoerende hoof van AfriForum, en ons vra vir Callie Kriel of mense aan jou vriende geken word. Callie, môre en baie welkom weer by RSG. Goeiemôre Gustaf, goeiemôre Renske. Van almal met wie julle kon saamwerk, toe kies julle March and March en Jacinta Ngobese Zuma. Hoekom hulle? Wat het julle oortuig dat dit hierdie nou die mense is in die organisasie waarmee AfriForum graag wil saamwerk? Wel, kom ek sê dit, ons het nie net sommer een oggend wakker geword en hierop besluit nie. Dis 'n baie fyn uitgewerkte strategie. En ek kan ook noem dat ek nog nie 'n enkele navraag van enige AfriForum lid gekry het hiervoor nie, want ek dink mense verstaan en ons werk vanuit die uitgangspunt dat die meerderheid van mense in hierdie land wil 'n baie eenvoudige ding hê. Hulle wil 'n beter hede en toekoms vir hulle gesinne hê, vir hulle gemeenskappe hê en ook vir hulle nageslag. En die World Value Survey wys dat 80% van Suid-Afrikaners deel konservatiewe sosiale waardes. En binne daardie konteks wil mense hulle plaaslike omstandighede verbeter. Hulle is absoluut gekant teen die wetteloosheid wat in die land heers en hulle wil misdaad beveg. En dan kry jy natuurlik aan die linkerkant van die politieke spektrum niks daarvan hou as mense wil op 'n gemeenskapsbasis begin werk nie. En dan probeer hulle jou isoleer met allerhande vals aantuigings. En binne daardie konteks is dit van strategiese belang, ook vir die luisteraars van RSG, dat ons nie kan toelaat dat minderhede geïsoleer word nie. So as teenreaksie op hierdie pogings van 'n klein groep politieke elite, wat mense wil verdeel, bou ons op grondvlak verhoudings. En dis natuurlik nie met March and March nie. Ons het nou al oor jare, het ons met talle tradisionele gemeenskappe ooreenkomste gesluit. Ons is betrokke by plaaslike projekte en dis presies ook wat ons met March and March gaan doen. Maar die feit bly staan dat March homself beskryf het as 'n vreedsame burgerlike beweging, maar sy anti-immigrasie retoriek het mos nou kritiek oor xenofobie en intimidasie ontlok, veral in die laaste paar maande, afgelope jaar. En jy sê daar was nie navraag nie, maar hoe seker is jy dat AfriForum-lede hiervoor te vind sal wees? As daar nie navraag nie is nie, was daar geen besware nie? Kyk, ek dink dit is maar uit 'n sekere perspektief, veral uit 'n groep Engelse media wat verdraai. March and March, en ek is nou nie hier om hulle te verdedig nie, ek is hier om AfriForum se standpunt te stel, maar ons het ooreenstemming hier. Daar is geen beswaar teen wettige immigrasie nie. So hierdie is nie 'n aksie teen enige vorm van immigrasie nie. Daar is mense wat kundigheid in die land inbring. As jy vir mense gaan vra, dis 'n baie moeilike proses. Ek ken mense wat 'n bydrae tot die land kan lewer, wat vanuit Europa wil kom, maar dis baie moeilik om dit te doen. Ek dink wat die probleem is dat die regering nie grensbeheer toepas nie. En dit is skynbaar makliker as om deur die proses te gaan, om nou net hier oor die grens te stap. En jy weet, ons takstrukture in die grensgebiede loop deur en daardie gemeenskappe. Jy kry onwettige sigarethandel. En daardie mense, hulle kom nie net sommer vreedsaam deur nie. Daar het al skietgevegte uitgebreek. Mense wat voertuie steel en onwettig oor die grense gaan. As mens gekant is teen wetteloosheid, maak dit jou nie anti-immigrasie nie. Om die waarheid te sê, ek dink mense tree nie in belang van die land op. As ons gaan sê, hoorie, kom ons breek nou maar die landswette en ons aanvaar dit nou net omdat ons bang is. Daar is 'n paar elemente aan die linkerkant wat jou nou van xenofobie beskuldig. Die feit is, AfriForum word baie valslik van rasisme beskuldig. Ek het nou baie gepraat. Hierdie is 'n plofbare situasie wat ons het met onwettige immigrasie. En die vraag is, hoe bestuur mens dit? En hierdie, die Jacinta Ngobese Zuma, anders is wat sy voorgehou word. Jy weet, mense hou my nou as 'n vreeslike rasis voor, en hulle hou nou as hierdie vreeslike vrou voor. Sy is 'n absolute standvastige, intelligente mens met 'n baie duidelike toekomsvisie. Gaan ons verskil in die toekoms natuurlik? Gaan sy goed doen wat ons nie van hou nie natuurlik? Gaan ons goed doen wat sy nie van hou of haar groep nie van hou nie natuurlik?
Maar ek dink die belangrikste is, ek het 4 kinders, ek wil vir hulle toekoms hier bou, en om dit reg te kry, moet ons gaan soek waar is die gedeelde punte, wat ons oor kan saamwerk, en ook in ons eie belang. Ons wil hê ons gemeenskappe moet sterk en selfstandig wees. Ons wil nie hê iemand moet sê kiel de boer nie. Ons wil nie iemand sê ons is onwettig in hierdie land nie, ons moet terug gaan Europa toe nie. En om dit reg te kry, moet ons bondgenootskappe bou. En binne daardie konteks dink ons absoluut die samewerking met March and March is die regte ding. Akali, jy het nog nie gehoor van AfriForum lede wat gekla het, jy hoor nie, ek het sopas van een gehoor wat vir ons 'n SMS gestuur het hier vanoggend wat sê, daar gaan my ondersteuning vir AfriForum, maar soos jy nou verduidelik het, daar's persepsie en daar's realiteit. En jy weet nou goed, oor AfriForum is daar baie persepsies in Suid-Afrika, en dis nie noodwendig presies wat die realiteit is nie, maar die persepsie is wat in mense se koppe leef, wat 'n mens moet bestuur. So dink jy daar is dalk 'n moontlikheid vir reputasieskade, of mense wat dink julle is nou 100% agter die March and March, julle gaan ook nou die strate invaar en saam met hulle die buitelanders soort van al wil wegjaag? Nee, ons is baie duidelik oor ons standpunt. Ons is glo vreedsame optrede, ons glo nie in intimidasie nie. En kyk, die belangrike ding wat ons moet doen, nee, as ons 'n toekoms wil skep, dan moet jy partykeer berekende risiko's neem. En as jy niks gaan doen nie, dan het ons nie 'n toekoms in hierdie land nie. So natuurlik, ons is nie verhewe bo kritiek nie. Ons sal enige kritiek natuurlik verwelkom, veral wat goed bedoel is, maar ons kan nie, jy weet, wat gebeur as die groeperings in die land begin sê, weet jy, ons is onwettige immigrante, en ons word geteken deur hierdie soort van goed. Dit is belangrik dat ons wys, dat ons goeie bande hier bou met mense, dat ons hier is om te bly, ons gaan nêrens heen nie, en om dit reg te kry, moet ons sorg dat ons goeie verstandhouding het. Kom ek vat net akademia, die aanvalle wat ons gesien het van Naledi Pandor. Jy weet, daar's mense wat wil hê, ja, dan moet nie iets soos Afrikaanse universiteit wees nie. Hier is 'n groep wat baie duidelik ten gunste van moedertaalonderrig is. In ons vergadering het ons gesê, dis een van die punte waaroor ons gaan saamwerk, en dit sal ons nou dwaas wees om te sê, ons moet bondgenote kry wat die voortbestaan van 'n plek soos akademia sal verseker. En as ons kritiek kry in die proses, dan is dit so, want ons werk nie vir ons eie gewildheid nie, ons werk nie vir 'n volgende verkiesing nie, ons werk vir 'n volgende geslag. En hierdie soort van optrede is nodig as ons vir 'n volgende geslag 'n toekoms wil skep. Ja. So, Jacinta, hulle noem nou hierdie liggaam wat hulle stig, die SA First Forum, en sy het gesê, hulle wil nou met hierdie forum amper 'n AfriForum vir swart Suid-Afrikaners bou. Wat gaan AfriForum als vir hulle leer? Wel, ek dink wat baie belangrik is, op die oomblik sit jy met 'n korrupte, swak regering, en jy sit met individue wat heeltemal uitgelewer is. So die punt hoe ons hierdie ding moet bestuur, ons gaan nie binnekort die agteruitgang van die staat keer nie. So die beste buffer daarvoor is sterk selfstandige gemeenskappe. En hoe kry jy sterk selfstandige gemeenskappe? Jy kry dit deur instellings. En daarom is hierdie SA First Forum 'n groot stap vorentoe. Ons model bou aan sterk burgerlike samelewing, nie net ons eie nie, maar eintlik wyd oor alle gemeenskappe. En jy weet, mense moet nooit paternalisties wees en sê, weet jy, AfriForum weet nou als, ons gaan nou vir julle leer nie. Dis nie ons benadering nie, ons is genader. Ons gaan op 'n baie nederige wyse sê, weet jy, ons het al foute gemaak, ons is nie perfek nie. Maar as jy vir 20 jaar 'n organisasie bou van 0 lede tot 300,000 lede, van 3 personeel na 182 personeel, na 177 buurtwagte, dan moet jy alles probeer het, en in die proses sê jy al die foute gemaak het. So ons is op 'n punt wat ons glo, ons het 'n idee wat werk, en ons kan daardie idees met hulle deel, ons kan ons stelsels met hulle deel, en ons kan sorg dat ons bondgenote het oor 'n wye front wat ook sterk en selfstandig is. Ja, Kali het nou gesê, julle het mooi gedink hier hoor, en dit glo ek 100% dat daar 'n strategie moet wees. En as mens kyk na die groter prentjie, het mense nou die tradisionele AfriForum wat nou so uit die Afrikaner geleedere uitkom, en dan ons Kaapse Forum in die Kaap wat fokus op bruin gemeenskappe, en nou hierdie March and March beweging wat homself nou as 'n beweging vir swart Suid-Afrikaners posisioneer. Is daar 'n doelbewuste strategie om die gemeenskappe in 'n breër soort van burgerlike netwerk met mekaar te verbind? Ja, definitief. Om die waarheid te sê, ons het al verlede jaar het ons 'n
'n netwerk van kultuurgemeenskappe gehelp stig, saam met 30 tradisionele leiers. En die belangrike hiervan is, jy weet, die teenstelling van mense sê, nou hulle wil eenheid hê en ons almal moet nou Engels praat. Is werklike eenheid kry jy in samewerkende diversiteit. Die grondwet sê eenheid en diversiteit. En wat ons sien, hier is geweldige samewerking wat begin posvat, en hier is 'n goeie basis wat gelê word. Suid-Afrika is 'n gemeenskap van gemeenskappe, soos wat ek net genoem het. Ons gaan nie die regering verander in terme van die regte beweging nie, selfs al kom daar 'n ander regering, dan het jy 'n verrotte staatsdepartement